Baie welkom by vanmôre se diens. Ons het die hele week lank Pinksterdienste gehad en die aande lekker saam gekuier. Ons het oor al die fasette van die werk van die Heilige Gees gepraat. So vanmôre sluit ons af en mag Vader vanmôre vir jou genade gee. Kom ons word vir 'n oomblik stil en ons wy hierdie oggend aan Vader. Here, baie dankie. Dis lekker om vanmôre saam met U en saam met mekaar te kan kuier. Ek vra dat U asseblief vir ons sal seën met wysheid uit U woord uit. Dat vanmôre nie net nog soos ander geleenthede wat ons U woord hoor partykeer net by ons verbygaan nie, maar help asseblief dat dit in my hart sal wortel skiet en dat ek dit sal deel maak van my lewe. Dankie dat ons dit vir U kan vra. So as ons vanmôre praat oor die laaste gedeelte van hierdie Pinksterweek, dan wil ek graag hê ons moet lees wat in Handelinge hoofstuk 2 staan van vers 1 af. Toe die dag van Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek by mekaar. En skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos 'n geweldige stormwind. En dit het die hele wêreld, die hele vertrek vervul waar hulle gesit het. En hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in hulle ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle elkeen gegee het om onder sy leiding te doen. Hierdie is net 'n noodafkondiging wat jy moet lees asseblief. Dankie Luan. Ekskuus, ek moet net gou onderbreek. Hier's 'n noodafkondiging. Hierdie is 'n wat is die mooi Afrikaans vir 'n factory recall? Hierdie is 'n terugroep kennisgewing. En ek gaan hom asseblief lees. Die vervaardiger van alle menslike wesens roep alle eenhede wat vervaardig is terug, ongeag die fabrikaat of jaarmodel, weens 'n ernstige defek van die primêre sentrale komponent van die hart. Dit klink baie ernstig, né? Dit is as gevolg van die wanfunksie wat oorspronklik van die prototipe afkom met die name Adam en Eva. En het gelei tot die reproduksie van hierdie defek in al die daaropvolgende eenhede. Hierdie defek word tegnies genoem, en hier is 'n groot woord, 'n aanhoudende interne immoraliteit. 'n Aanhoudende interne immoraliteit. Of soos dit meer algemeen bekend staan onder sy kodewoord, SONDE. En dit word hoofsaaklik uitgedruk in die operasionele disfunksie van hierdie menslike eenheid. Sekere van hierdie disfunksionele simptome is 'n verlies aan rigting en doelgerigtheid. Dis 'n angs en oorweldige spanning. Vuil vokale uitlatings. 'n Geheueverlies van die oorsprong van waar die eenheid vandaan kom en wie hom gemaak het. Nommer 5 is 'n algehele gebrek aan vrede en vreugde. Nommer 6, die simptoom nommer 6 is selfsugtige en gewelddadige gedrag. Simptoom 7, depressie of verwarring, veral in die geestelike komponentkant. Punt 8, hulle bestaan net ter wille van hulle self. Punt 9, hulle is afgodsdiens, hulle beoefen afgodsdiens. En nommer 10, hulle is opstandig en hulle is arrogant in hulle optrede. Die vervaardiger, wat nie aanspreeklik of verantwoordelikheid vir hierdie defek aanvaar nie, verskaf wel 'n fabrieksgoedgekeurde herstelproses. Dit is gratis om hierdie sonde defek reg te stel. Die hersteltegnikus, Jesus Christus, het baie ruimhartig aangebied om die hele las van hierdie geweldige koste van herstelwerk self te dra. Geen bykomende betaling word vereis nie. En dit is ook 'n 24 uur diens. Om hierdie opgradering te doen, moet jy inskakel op die webwerf www.gebed.hemel. Sodra jy gekoppel is aan die stelsel, klik jy op die herstelknoppie, laai dan die defektiewe leer sonde, SONDE, af op die bekeringsskerm. Om 'n opdatering te doen op hierdie sonde leer, gaan jy na die knoppie herstelwerk en jy klik op die leer
Heilige Gees laai dit onmiddellik af. As dit afgelaai is, installeer dit in die hartskomponent, in die defektiewe hartskomponent van die eenheid. En dit sal die hartskomponent begin herstel. Dit maak nie saak hoe groot of hoe klein hierdie defektiewe sonde leer is nie. Die Heilige Gees leer sal dit heeltemal vervang en die nuwe simptome van die eenheid sal wees liefde. Nommer 1, vrede, vreugde, geduldigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Sien asseblief die bygaande handeling, die Bybel, vir verdere besonderhede vir die gebruik van hierdie nuwe leer. Let wel, hierdie opdatering is nie outomaties nie. Elke menslike eenheid is selfverantwoordelik om daagliks die opdatering te doen. Jy kan hulp kry by die hulptoonbank Quellarina Kerk. Daar's 'n geweldige waarskuwing. Die voorgesette gebruik van hierdie menslike eenheid sonder sy opdateringsregstellings maak die vervaardigingswaarborg ongeldig. Dit stel die eenheid bloot aan gevare en groot probleme en sal daartoe lei dat hierdie menslike eenheid permanent in beslag geneem sal word en vernietig word. Vir gratis nooddiens, kontak asseblief Jesus of God op webwerf www.gebed.jml of skakel gerus direk in persoonlike gebed. Dan is daar groot gevaarteken hieronder. Die menslike eenheid wat nie op hierdie terugroep aksie reageer nie, sal in die oond gestoot word. Die sondedefek sal nie in die hemel toegelaat word nie en om sodoende kontaminasie en besoedeling van hierdie fasiliteit te voorkom. Baie dankie vir u onmiddellike reaksie. Ek weet nie, hierdie is vir my nogal 'n pragtige fabrieksterugroep aksie of kennisgewing. En ek wil vanmôre vra, hoe reageer jy daarop? Miskien is daar 'n klompie goed wat vanmôre in jou hart, wat in jou hart is, en dis nodig dat ons vanmôre vir 'n oomblik vra. En ek dink die eerste en die belangrikste vraag is, het ek so terugroep aksie en opdatering nodig? Ek wil tog iets van my eie lewe vertel. Toe ek baie jonger was, het daar op 'n stadium in my lewe 'n geweldige groot angstigheid ontstaan. Ek onthou, ek het nie besef dis dit nie, maar dis 'n ou in die middel van die nag wakker word en daar lê so 'n klip op jou bors en 'n ou kry nie asem nie. Ek onthou een nag het ek vir Sonja wakker gemaak en ek het gesê ek voel glad nie lekker nie. Dit voel of daar 'n olifant op my borskas sit en dit voel vir my of ek nie asem kry nie. En Sonja het gegoogel so ver as ons gaan, toe sê sy, jong, dit lyk of jy besig is om 'n hartaanval te kry. En is onmiddellik noodeenheid toe by Flora Kliniek. Ek onthou my ontspan was nog baie jonk. Ek dink Marley was in graad 4 gewees en die ander twee was nog heel wat jonger. En hulle is hier eendag in die nag saam met ons hospitaal toe. Opgeneem by noodgevalle. Dokter het gekom, hulle het allerhande stresstoetse gedoen en sonars gedoen en allerhande toetse oor die hart gedoen. En hierso teen 3:30 se kant het sy die dokter vir Sonja gesê sy kan my huis toe gaan. Hulle het my daar gehou onder observasie en toe tot die volgende oggend toe. En op 'n stadium toe kom die hartspesialis na my toe. Toe sê die hartspesialis vir my, jong, jy is eintlik baie gesond. Jy's baie fiks. Daar's nie regtig fout met jou hart nie. Ek dink jy moet miskien 'n psigiater gaan sien, want ek dink jy was 'n paniekaanval gewees. En ek was so skaam gewees, ek kon doodgaan. Ek het my familie opgejaag in die middel van die nag. Ek is 'n ou wat voel ek is redelik stabiel, ek kry nie paniekaanvalle nie. En ek het toe by my huisdokter eers gekom en my huisdokter het my toe verwys na iemand toe en ons 'n bietjie gesit en gesels. En ek het agtergekom maar my hele lewe word gedryf deur opgehoopte angs, opgehoopte spanning, die totale vrede van my lewe en vreugde van my lewe het ek verloor. En op 'n stadium
het Vader gelukkig gehelp dat ek ouer word. En toe ek ouer word, het ek goed in 'n ander lig begin sien. So ek wil vanmôre vir jou vra, hierdie disfunksionele simptome van 'n nie etiese hart. En hoor mooi wat ek vir jou sê, ek sê nie jy's oneties nie, ek sê dis nie eties nie. Met ander woorde, ons het toegelaat dat die wêreld so 'n indruk op ons maak, dat ons met die imprenting van die wêreld so sterk op ons lewe, dat ons nie die vervaardigingswaarborg kan raak sien dat God my geskep het om in vrede en in vreugde te lewe, sodat ek my doel op aarde kan bereik nie, dat ek volwasse kan word en kan groei. En hierdie angstigheid, of hierdie kortafheid, of hierdie vyandskap met dit wat rondom jou gebeur, hierdie selfsugtigheid en eie geregtigheid, hierdie arrogansie waarmee ek baie keer lewe, is baie keer nodig. So ek wil vanmôre vir jou vra, is hierdie fabrieksterugroep op jou van toepassing? As jy vir my sê ja, dan moet jy terugkom, dat ons die opdatering kan doen. En jy doen die opdatering, omdat jy self skakel, en dat jy self vir die Here vra, vul my Here. Maar dan moet 'n tweede ding gebeur, is jy moet die ander leer, die sonde leer, moet 'n ou uitwis. En dit noem ons bekering. Dit beteken nie, jy gaan nooit weer iets verkeerd doen nie. Dit beteken net dat jy 'n doelgerigte besluit gaan maak, dat vrees en spanning en 'n wêreldse bril wat jy gekies het om op te sit, dat jy dit kan afhaal, en dat jy die bril kan opsit wat God vir jou gee. As jy sê, nee, jy het nie die opdatering nodig nie, dan wil ek vra vir jou, jy moet asseblief vir my redes gee. Miskien voel jy het alreeds die opdatering gedoen, en die opdatering geld nog steeds. Onthou wat ek net gesê het, ons kennisgewing sê, die opdatering gebeur nie outomaties nie. Jy moet dit daagliks opdateer om seker te maak dat die 7 vrug van die Gees wat ek gelees het in jou lewe van toepassing is. Maar hoor bietjie, ek wil graag ook lees wat Johannes 1 vers 8 tot vers 10 sê. En ek wil hê ons moet mooi luister. Want hierso staan, as jy dink jy het nie die opdatering nodig nie. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, hoor mooi, bedrieg ons onsself, is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons ons sonde bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Hy vergewe nie jou sonde nie, hy reinig jou, hy vat dit weg en hy vergewe jou van alle ongeregtigheid. En hierdie is 'n daaglikse proses. Dis elke oggend as jy opstaan. En dan die laaste een sê, as ons beweer dat ons nie gesondig het nie, hoor mooi wat hier staan, dan maak ons hom, hoofletters, God, tot leenaar, en is sy woord nie in ons nie. Gaan jy opdateer, of nie? Amen. Vader, baie eenvoudig. Ons interne sisteme, Here, begin disfunksioneer, dit begin uitmekaar uitval. En dit is eenvoudig, dis nie kompliseerd nie, dis nie jare in terapie, tipe van probleme nie, dis eenvoudig, omdat ek in my eie oë, myself as die middelpunt van my eie bestaan begin sien het, en alles wat ek aanraak, alles waarna kyk, alles wat ek interpreteer, is omdat ek in die middel staan. Here, U het my nooit ontwerp om so te funksioneer nie, nooit. En in die oomblik as ek so funksioneer, waar ek in die middel van alles staan, Vader, dan kan dit nie met my goed gaan nie. Help my vanmôre, dat ek met die oë waarmee U na my kyk, met U oë waarna U na die wêreld kyk, vir myself sê, maar Vader, U het my gebou om totaal anders te wees as hierdie bevreesde, angstige, kwaad wese wat geweldig eiewillig, egosentries en ongeskik is. Geef my genade, dat ek die ware weergawe van myself en U Gees kan ontdek, van liefde, vrede, vreugde, geduld, nederigheid, goedhartigheid en selfbeheersing.
Dankie dat ons dit vir U kan vra. Amen. Mag jy vanmôre die keuse maak wat jou lewe kan verander. Jy kan die Here dien met jou offergawes onder op die skerm en mag jy 'n wonderlike geseënde week hê. Amen.